Goeiemôre almal. Lekker om julle te sien, die wat hier is vanmôre. Dit lyk my ons maar lekker dun gesaai. Maar nou ja, van ons mense is Johannesburg toe en ander is P toe en die res weet ek nie. Maar ons is daarom hier en ons gaan die Here se naam lekker groot maak. So kom ons sit net so en dan bid ons saam. Vader, ons loof U heilige naam vanmôre, waardig is U, Here. U is heilig, U is hier vanmôre, Here. Dankie dat U net hierdie plek om vol met die Heilige Gees vanmôre, Here. Father, we've got a desire for You. We honor You and we just want to glorify You. Ons wil U naam net kom groot maak, Here. Heilig is U naam. Waardig is U vanmôre, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U teenwoordigheid, Here. En Vader, dankie vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Vader, ons bid dat U elkeen van ons net sal kom omvou vanmôre, Here. Met U liefde. Kom omvou ons vanmôre met U goedheid en U guns en U grootheid, Here. Here, dankie dat U gekom het, Here. Dankie dat U kom sterf het aan die kruis vir elkeen van ons, dat ons vanmôre kan lewe in oorvloed kan hê, soos wat U woord ons beloof, Here. Dus dankie vir U wonderlike liefde, genade en grootheid, Here. Father, we just want to honor You this morning. We want to declare this morning that You are God and that You are high above everything else, Lord. Dat U vanmôre die Alpha en die Omega, die begin en die einde is, en Here, daar niemand soos U is nie. Groot is U naam vanmôre. Dankie, Here, dat U in elkeen van ons vanmôre belangstel, Here. Dankie dat daar vanmôre niks is wat U nie van bewus is nie, Here. U weet wat in ons lewens aangaan en U ken ons vrese en ons behoeftes en ons vreugdes en ons gedagtes, Here. En dankie dat ons vanmôre, Here, vrede in U kan vind. Dankie dat U ons vrygemaak het, want U woord sê, as U seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees, Here. Dankie dat U ons vanmôre kom vrymaak het. Groot is U naam, Here. Ons loof U in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan staan. Julle weet, ons was in Israel gewees en ek het gevoel dis net reg dat ek vir julle 'n bietjie terugvoer gee. Oor van die goed ons al gesien. Ek kan nie vir julle alles wys nie. Ons het baie meer gesien as wat ek vandag vir julle gaan gee. Maar ek het probeer hou by van die goeders wat nogal vir my Bybelse waarde gehad het, en miskien wat ek iets geleer het. Ek gaan nou vir julle hier en daar ietsie wys wat vir my uitgestaan het, of wat ek nou 'n nuwe revelation oor wil hê, kan ek maar sê. So ek gaan meer op daai goed konsentreer, nie net al die plekkies wat ons gesien het nie. Ek gaan regtig probeer om dit vir julle prakties sinvol by die woord van die Here in te skakel. Okay. So kom ons gaan kyk na Bybelse lesse dan uit Israel uit. Een van die eerste plekke wat ons besoek het, nie die eerste plekke, maar een van die eerste plekke wat ons besoek het, is wat hulle genoem het die herdersvelde. En dis waar Jesus, toe hy gebore is, het die engele aan die herders verskyn en vir hulle die goeie nuus gegee oor Jesus wat gebore is. En hulle sê ook, dis dieselfde veld wat Boas gehad het. Die hele storie van Boas en Naomi. Nou goed, ons lees daarvan in Lukas 2 vers 9 en hy sê, en meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel het vir hulle gesê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van die groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, en dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. Met ander woorde, hy het vir hulle gesê, die Messias is gebore. Die Messias vir wie hulle verwag het hulle die boodskap gekry dat hy is gebore. En nou, een van die plekkies daar is 'n grot, wat hulle so half omskep het nou in 'n kerkie, maar daar's 'n grot, en dis waar die herders hulle skape ingesit het in die nag, om die skape te beskerm teen die aanvalle van wilde diere. So hulle het hulle self so daar in die grot ingesit, daar was ons nou binne in die grot, ons het 'n bietjie diensie gehou daar, en ek wil vir julle sê, nie in hierdie spesifieke, ons was in 'n chapeltjie gewees bo, en dit was een van die plekke waar ek werklik waar kan sê, I felt the manifested presence of God.
toe ons daar net 'n bietjie aanbid het. We just got in there and we started singing hallelujah and the Lord's presence just filled that place. En so daai herdersvelde was my een van die plekke gewees was regtig 'n teenwoordigheid van die Here ervaar het. En nou wanneer die skape nou binne in die grot was, het die herder in die deur van die grot gelê. Want hy het sy skape beskerm. So die wilde diere iets moet verby die herder kom om by die skape te kom. En ons lees van dit in die woord. Jesus sê vir hulle in Johannes 10, hy sê vers 1, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower, maar hy wat by die deur ingaan is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en hulle lei hulle uit. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy vooruit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was toe hy met hulle gespreek het nie. Toe sê Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Wat het Jesus vir hulle gesê? Daar waar die skape binne in die grot lê en die herder in die deur lê, ek is daar die deur wat die skape beskerm. Ek is die deur. Hy sê, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, en te slag, en te verwoes, maar ek het gekom, dat jy lewe en oorvloed kan hê. So, wat kom doen Jesus? Hy verberg ons en hy sê, as jy deur my gegaan het, ek is die deur. Raai wat, wanneer die vyand, die dief, by jou wil uitkom, moet hy deur my kom. Want hy het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom, sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Hy moet verby my kom, want ek is die deur. Dit is nie 'n wonderlike ding wat die Here vir ons doen nie. Almal ken die storie van die bruilof in Kanaan, waar Jesus sy eerste teken gedoen het, waar hy die water verander het in wyn. Johannes 2 vers 6 sê, en daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Nou, ek het daai woordjie ankers gaan opsoek. Nou, 'n anker is so hier by die 27, 28 liter water. So as hy 3 gehou het, het hy so bykans 100 liter gehou. So hy sê, en daar was volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne. Ons dink altyd water en wyn, dan dink ons aan 'n kruik. Nee, prentjies, reg? Dit is nie hoe dit lyk nie. Die woord sê, klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou, byna 100 liter, so amper 600 liter water. En daar is een van die klipkanne gevind in Kanaan, by die plek waar die bruilof gehou het. En daar is in 'n glaskas daar. En daai ding is groot, jy kan sien daar staan 'n persoon langs hom. So hy is hierdie size. Dis wat die Here verander het. Hy het hier by die 600 liter water in wyn verander. Nou ja, daar het ons op die Olyfberg gestaan. Nou alles wat rondom Jerusalem gebeur, as mense daar was, dan sê hulle vir jou, alles is so naby. Dit klink altyd so ver in die Bybel. Dis daar en dis daar en dis daar. Daar is die areas wat verder weg is. Maar alles wat om Jerusalem gebeur het, het regtig in hierdie hele area hier gebeur. Net so. Hier staan ons op die Olyfberg, en net om vir julle vinnige 'n idee te gee, daar lê Getsemane, net daaronder. Die Kidron Valley lê daar, en dis ook, ek gaan nie vandag oor dit praat, maar daar's 'n paar goed wat nogal daar gebeur het. Daar so was die upper room, waar die Last Supper was, Caiaphas se huis was hier so, daar aan die ander kant, daar hardloop die Western Wall, wat julle almal sien waar die Jode so gaan bid. Okay, daar so die Eastern Gate lê net, daar so. Dan, daai was Caiaphas, het julle gesê, nee? En dan Pilatus so waar hy die Jesus gejudge het en waar hom
geflagellate het, wat is die woord, gegeesel het. Het was alles min of meer daar gewees, en Golgotha en die tuingraf lê omtrent daar so. So alles wat ons so in die woord lees, van dink wat gebeur het, gebeur basies in daai area daar. So alles wat jy van die Olyfberg lees, net daar. Alles wat jy lees van Jesus se goed wat in Jerusalem gebeur het, wat die tempel gebeur het, daar is die tempel Mount, obviously staan die tempel nou nie meer daar nie. Ons wag vir die derde tempel om gebou te word, en net 'n bietjie daaroor gesels. Maar daar is die Mount, wat alles gebeur. So alles is sommer net so bymekaar. Wat het alles op die Olyfberg gebeur? Wel, ons weet in Lukas 19:41 lees ons dat Jesus ween oor Jerusalem. Omdat hy gesê het, nie een klip sal oor die ander, op die ander bly staan nie, en 70 na Christus weet ons dit het gebeur. Die hemelvaart het van die Olyfberg of by die Olyfberg gebeur. Ons praat van Bethany, so dit is daar by die Olyfberg. Die eindtyd prediking wat ons lees in Matteus 24 het die Here alles op die Olyfberg gedoen, soos jy in Matteus 24, 25, 26 daai gaan lees, al die gelykenisse wat te doen met die eindtyd prediking, dit het alles daar gebeur. En dan Jesus se wederkoms gaan ook op die Olyfberg wees. So ek wil vir julle sê, ons het gestaan daar waar Jesus na die 7 jaar verdrukking gaan staan, en want die woord sê, hy gaan met sy voete op die Olyfberg staan. So ons was daar. Ek het gekyk, of nie nou wil kom nie, maar dit nou nie. Okay, Sagaria 14 vers 4 sê, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostelike kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplit word na die wes tot baie groot dal, van oos na wes. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte sal na die suide. So wat sê die Here vir ons? Hy gaan terugkom op hierdie berg. En daar is die ooste kant, hier is die ooste kant van Jerusalem. En hy het gesê, daar sal 'n split kom so deur. Wanneer Jesus terugkom, kom staan hy bo op daai berg. Ja, ons is 'n bietjie by die Jordaanrivier. Dit is waar Jesus gedoop is, of Jesus presies op daai plek gedoop is in die Jordaanrivier. Jordan is lank, weet ek nie, kan nie vir julle sê nie, maar ons was daar. Maar hier is die plek waar hulle mense wat Israel toe gaan, graag gedoop wil word, dit gebeur hierso, en hulle het hierdie vers in omtrent elke taal op die aarde, het hulle in sulke klippe, lyk presies dieselfde, in Engels, in Swahili, in whatever jy kan aan dink, het hulle daarop, hulle tot vir ons Afrikaans daarop gesit. So, dis die skrifgedeelte wat sê, Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea afgekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water kom, het hy die hemel sien oopskeer, en die gees soos 'n duif na hom toe sien neerdal. Daar was ook 'n stem uit die hemel, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Dis die een skrif in die Bybel, waar ons die drie eenheid van God op dieselfde tyd in werking sien. Jesus, die geliefde seun, die Heilige Gees wat in die vorm van 'n duif op hom neerkom, en die Vader wat uit die hemel uit 'n stem sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En daar is 'n foto van die Jordaanrivier. Die mense wat saam met ons gegaan het, was net daar so. Het ons gegaan gedoop. Hulle het sulke klomp, sulke stasies, so daar word op stadiums baie mense op 'n slag daar gedoop elke dag, wat Israel besoek. Nou ja, daar is ons weer so op die Olyfberg, en ons lees van die versoeking van Jesus, en ons gaan gou daar kyk in Matteus 4, vers 3 tot 7. Hy sê, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, onthou toe Jesus net uit die water uit opgegaan het, dus hy in woestyn gelei 40 dae, waar hy toe 'n versoek was. Hy sê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word, maar hy antwoord, daar is geskrywe, die mens sal van brood alleen nie lewe nie, maar van elke woord wat die mond van God gaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan, en hulle reken dat daai plek was die hoogste punt van die tempel gewees, net daar. En dis waar die vyand hom heen gevat het vir hierdie geskrifgedeelte, wat hy sê, toe neem die duiwel hom saam in die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van die God is, werp uself af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee, en gaan die, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet in 'n klim sal. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie
versoek nie. Vers 8, weer neem hy hom saam na 'n baie hoë berg. Nou hieronder staan ons in Jerigo, en van die early church fathers, soos hulle noem, is die oorlewering, dat hierdie berg in Jerigo is, hulle het nou 'n monastery nog daar gebou en hier gebou, dat dit die plek is waar die vyand hierdie skrifgedeelte gedoen het. So ons het daar onder gestaan, hy sê, weer neem die duiwel ons saam na 'n baie hoë berg en wys hom die koninkryke van die wêreld en sê, en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, val voor my neer en aanbid. Toe sê Jesus, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy alleen dien. Nou ja, het was op 'n stadium as ons by die Western Wall, of die Klaagmuur, soos ons dit in Afrikaans ken, en hier het ek ook nog 'n hele paar dinge gesien. So by the way, dit is ons Israeli guide gewees, baie knowledgeable ou, sy naam is Tarek, geweldige kennis wat die man het. Nou ja, daar kan julle sien, hier is hulle almal besig om saam te kom daar vir hulle gebede. Nou, baie keer as jy hierdie ouetjies sien, dan sien jy hulle dra talit, en hulle dra kippa, en hulle dra tefillin, en die tefillin is daai ding wat hulle som hulle arm dra, en dan daai ding op die voorkop. Nou dis als godsdienstige goeders wat hulle die skrif uitkry, behalwe die kippa, dis 'n ding wat hulle self ingebring het, daar staan niks in die skrif daaroor nie. Jy sal ook sien as jy by 'n Joodse huis kom, met hulle so 'n klein skril, so op die hulle deurpost. Ek weet nie vir wie van julle was by enige Joodjies huis gewees nie. As jy ooit by Joodjies huis was, dan sal jy dit daar sien. En waaroor gaan dit? Waar sien hulle dit? Deuteronomium 6 vers 4 sê, hoor Israel, die Here onze God is 'n enige God, daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, as hoekom hulle hierdie ding hier van hulle hart af hier om hulle arm draai. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, dis die boksie wat hulle so op die voorkop sit, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op die poorte skrywe. So dis die skrif wat binne in daai goedjies is wat hulle so dra. Soos als baie godsdienstige goedjies. Nou voor jy daar by die Western Wall kom, dan sien, dan is daar 'n plek waar jy nou jou hande kan was. Hulle gebruik gewone koperbekers, maar ek sien hulle het nou van hierdie ander bekers ook. Maar gewoonlik is dit koperbekers. En as jy by baie van die badkamers ingaan, dan is daar aan 'n ketting vasgemaak by die badkamer so 'n koperbeker. By van die plekke wat ons besoek het. En die skrif praat ook daarvan. Terwyl hulle hierdie water oor hulle hande gooi, hulle gooi dit 3 keer oor hierdie hand en 3 keer oor hierdie hand voor hulle eet, voor hulle enigiets doen, dan word hulle hande gewas, dan sal hulle gebed soos hierdie bid, wat sê, blessed art thou, O God, our King, the Lord of life and everything, who made us holy with commandments, interessant, né, commandments, wette, and charged us that we wash our hands, before we eat, before we pray, and everywhere and every day, that he who's with his maker stands, be pure of heart and clean of hands. So dit is 'n rituele gebruik. So terwyl hulle hande was, as hulle, ons het hulle daar gesien, dan het hulle nou so 'n gebedjie wat hulle opsê. Alright, maar wat sê die woord daarvan? Die Here het ook daarvan gepraat. Die godsdienstgees of oorlewering. Markus 7 vers 1, en die fariseërs en sommige van die skrifgeleerdes wat by Jerusalem gekom het, het by hom saamgekom, en toe hulle sommige van die disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer, want die fariseërs en al die Jode eet nie, as hulle nie deeglik die hande gewas het, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. Sien, en dis iets wat ons ook baie doen. Baie van die tradisies in die kerk is oorlewering van die ou mense. Dis nie goed wat in die skrif staan. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie, as hulle nie gewas het nie, en baie ander dinge is daar wat hulle aangeneem het om te onderhou. Die wassery van bekers en kanne en kopergoed en bede. We doen dit vandag nog. Kopergoed, was jy hande en bede. Sê gebede op terwyl hulle dit doen.
Daarop stel die fariseërs, die skrifgeleerdes, hom die vraag, waarom wandel die disippels nie ooreenkoms die oorlewering van die ou mense nie? So hulle erken daarom dis oorlewering van die ou mense. Maar eet brood met ongewaste hande. En hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinsde profeteers gesê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jy sien, dis wat God soek, hy soek ons hart. Nie jou lippe nie dit wat hier deurkom nie. Nie daai gebruike nie wetsonderhouding nie. Hoe lyk jou hart? Is jy rein van hart? Maar te vergeefs vereer hulle my deur die lering van gebooie van mense, want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewering van mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. En hy sê vir hulle, jy verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Verder leef ons ook in die skrif, hierdie skrifgedeelte sê, en as julle bid, gebruik julle nie ydelle herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Hierdie klomp Jode wat by mekaar kom, daar by die Western Wall, het gebedsboeke, het staan hele plek vol, jy kan vir jou gebedsboek gaan vat. Hierdie gebedsboek word deur rabbies geskryf. En wat doen hulle? Daar's 'n gebed vir dit, en daar's 'n gebed vir dit, en daar's 'n gebed vir hierdie blessing, en daar's 'n gebed vir daai tyd, en daar's 'n gebed vir hierdie fees, en daar's 'n gebed vir wat ook al. Dan gaan soek jy nou die gebed wat jy wil bid, en dan het hulle nou hulle gebed daar, en dan het hulle gesien, dan maak hulle so. En wat doen hulle? Hulle lees die gebed wat iemand geskryf het. En dit kom nie uit die hart uit nie. Hulle vereer hom met sy lippe, maar hulle harte is ver van hom af. En dis hoekom die Here dit nie hoor nie. En dit is wat ydelle herhaling is. Nie wanneer ek God aanbid en ek sê halleluja, halleluja, halleluja. Dis nie ydelle herhaling nie. Dis nie ydel nie, because it comes from the heart. So sê die engele om God se troon elke dag, heilig, 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 almekaar, 24 ure 'n dag, heilig, 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 al vir ewig en vir ewig sê hulle heilig, heilig, want elke keer as hulle na God kyk, sien hulle 'n ander aspek van sy heiligheid, dis nie ydelle herhaling nie. En daarom, as ek goed bid, wat nie uit my eie hart uitkom nie, dan is dit ydelle herhaling. Terwyl ons daar was by die Western Wall, ek het nou opgegaan, een van die gebruike wat hulle het, is hulle loop tot by die muur, en dan sit hulle nou hulle hand op die muur, mense het briefies daarin, so allerhande gebruike, so staan hulle met hulle hand op die muur, en so, en een van die gebruike is, jy draai nie net om en loop weg nie, want jy kan nie jou gerug op God draai nie, so jy moet nou eers 'n bietjie wegloop, loop nie, jy trip oor al die ander ouens agter jou nie, maar in elk geval, dan eers kan jy omdraai en wegloop, en dan het ek ook gesien, as die ouens by die punt waar hulle uitgaan, dan draai hulle weer terug na die muur toe, en dan loop hulle uit, allerhande sulke gebruike gesien, maar ek het toe nou gaan sit daar, en ek kyk toe net na een van hierdie ouens, and all I could do was pray for him, and say, Lord, just open his eyes, so that he will also recognize that Jesus Christ is the fulfillment of the law, and he is the Messiah. Dat al hierdie gebruike is dood, dis godsdiens. Nou, die boventrek, is hoe dit daar lyk, so hulle sê, Jesus die laaste Pasga geneem het in die sapper, hulle sê, van die mense glo ek, uitstorting van die Heilige Gees was daar, maar ek sê, hulle sê wat ek agtergekom het, terwyl ek daar was. Tuin van Getsemane, ons ken dit almal, waar Jesus gebid het, Matteus 26:39, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aansig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jy sien, Jesus het die gebid en gesê, Here, as dit moontlik is, as daar 'n ander manier is, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. En ek God die Vader het vir Jesus sê, there is just no other way. The penalty must be paid. Daar is nie 'n ander manier nie. Maar tog het Jesus gesê, ten spyte van dit wat hy weet wat vir hom voorgelê het hy gesê, nie my wil nie, maar U wil.
En toe hy 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond geval het. Nou ja, Jesus is toe nou gevange geneem in die tuin van Getsemane en hy is toe na die huis van Caiaphas toe. En hierdie is 'n stonksel put wat Caiaphas onder sy huis gehad het. En Jesus was deur daai gat in hierdie put gegooi. Is bietjie hoog, so ek weet nie of hulle hom met 'n tou laat sak het en of hulle hom maar net laat val het nie. I don't know. Maar Jesus was aangehou in daai gat en ons gaan nou 'n videoetjie wat Ilse geneem het. So ek het so tussen almal se foto's gegaan en sien ek ja, Ilse het dan vir ons 'n videoetjie geneem van die gat. Jy kan sien hoe dit lyk. En hierdie was een van die plekke waar ek werklik waar die teenwoordigheid van die Here gevoel het binne in daai grot. Waar hulle Jesus aangehou het in Caiaphas se huis daai aand. Ons lees van dit van Matteus 26, 57 tot 75. Gaan lees maar 'n bietjie van wat daar gebeur het. Ja, nou ja. Net vir jou idee te vorm hoe diep daai gat is, ons is nou besig om van bo af te loop. Binne in die gat in. Dis nog nie die gat nie, daar kom hy nou. Dis waar Jesus aangehou is daai. Dan 'n idee vorm van hoe diep dit is. Nou terwyl ons daar gestaan het, was dit nou baie mooi skoon en alles. Maar mens kan dink in Jesus se tyd was nommer 1 donker. Nommer 2 was daar seker insekte en allerlei goed daar binne. En hy was in hierdie vuil gat gegooi waar hy die nag gespandeer het. Maar daar was 'n amazing teenwoordigheid van die Here daar gewees. Caiaphas weet dit nie. Hy was die hoëpriester gewees daardie jaar. Maar bietjie vroeg voor dit gebeur het Caiaphas eintlik 'n profesie uitgespreek oor Jesus sonder dat hy dit geweet het. Skryf dit in Johannes 11:49 sê en een van hulle, Caiaphas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle: "Julle weet niks en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is dat een man vir die volk sterwe en die hele nasie omkom nie." En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. Jesus het gesterf vir ons almal. Jesus ween oor Jerusalem, daar op die Olyfberg het Jesus gesit, hy het oor die Jerusalem gekyk, en hy het geween, Lukas 19:41, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween en gesê: "As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Want daar sal dae oor jou kom, dat jou vyande skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit. En hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie." En dan sê Jesus op 'n ander plek, en dis hoekom ek dink Jesus geween het oor Jerusalem, behalwe dat dit verwoes sou word, dat Jesus in Lukas 1:13-34 sê: "Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie." En dis hoekom Jesus geween het oor Jerusalem. En ek dink dis hoekom baie van ons ween wanneer ons na die wêreld kyk en ons sien hoe hulle besig is om na verlore te gaan, omdat hulle wou nie. Hulle wil nie hoor nie. Wou nie. Nou ja, dis Golgotha vandag. Het lyk nie meer so wonderlik nie. Daar's 'n bussalte hier onder gebou en daar's 'n moslim begrafplaas bo en so aan. Nou jy kan nie baie mooi dit hier uitmaak nie, maar daar is die skedel waarvan hulle praat. Gelukkig is daar 'n foto wat uit die 50er jare uitkom, wat ek afgeneem het. Wat sê dit baie mooi wys. Daar is die skedel. Sien julle mond, neus, oë. Golgotha, die plek van die skedel.
is waar Jesus gekruisig was. Mens kan nie met sekerheid sê, die woord sê nie vir ons, hy was op Golgotha. Dit sê hy was by Golgotha. Hy was uitgelei na Golgotha. So hier was die pad gewees, en hulle het gewoonlik die ouens gekruisig teen die pad, sodat almal hulle moet sien. So kans is goed dat hy dalk hier voor daar gekruisig was, sodat wanneer mense verbygekom het, hulle die mense wat gekruisig was, sou kon sien het, want hulle praat van die mense wat verbygekom het, en hom gespot het, en so aan. So, maar dis Golgotha daai. Die mense kan daai skedel duidelik sien, nie? Absolutely amazing. Hierna, omdat hy geweet het, dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus sê, ek het dors. So Jesus word nou gekruisig, hy is op die punt om te sterf, en hy sê hier, ek het dors. Daarna het 'n kan, en daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het op 'n spons met asyn gevul, en op 'n hisopstingel gesit. Daar net die hisopstingels gaan net oor dit bietjie praat. En aan sy mond gebring, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig, en die gees gegee. Dis my interessante ding oor, ek het dors. Ek dink Jesus was al verlang dors, deur die hele tyd, maar net voor hy sterf, sê ek het dors. En ek dink daai dors was nie regtig die fisiese dors wat hy gehad het, maar onthou, die Vader het sy aangesig weggedraai van hom af. En wat het ek en jy partykeer? We are thirsting for more of God. En ek dink Jesus, toe hy daar gesê het, ek het dors, het hy gedors terug na sy Vader toe, wat sy aangesig weggedraai het van hom af. Ek het dors, soos ek en jy vandag dors het na meer van hom. Ons was ook by The Garden Tomb, en daar is die buitekant, en dit so dit daar binne lyk, Jesus sou daar gelê het, ekskuus die foto hier, lyk nie so baie helder nie, maar dit is nou net aan daai kant daar, so as jy inloop en kyk jy daar deur, dan lyk dit so, dit was 'n family tomb, so daar sou Jesus gelê het. Jesus Christ, declared with power to be the Son of God by the resurrection from the dead. Dit kry jy in Romeine. Sien, dis hoe Jesus verklaar het, hy is God, want hy is die enigste persoon wat self uit die dode uit opgestaan het. Hy het sy lewe neergelê, self neergelê en self weer opgeneem. Nou ja, terwyl ons by die graf was, ingestap, mense gedink het, there must be amazing presence of the Lord there. Maar daar was nie. Hoekom nie? Want die engel het gesê, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom na die plek waar die Here gelê het. Hy het die klip weggerol, hy daar gaan sit, seker met sy voete so kan jy engel imagine, rol die klip weg, gaan sit op die klip. Kom die vrou aan en sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Gaan kyk maar, is leeg. Ek was daar, kan vir julle waarborg, die graf is leeg. Jesus is nie daar nie. En dis hoekom ek voel, daar was nie 'n teenwoordigheid van die Here daar nie. Want anders daar teenwoordigheid was, dan het dit amper gesê, hy is nog daar. Nee, hy is nie meer daar nie, hy het opgestaan. Ja, voorreg gehad om daar by die see van Galilea, en as jy woord lees, as jy sien, daar word baie gepraat van die see van Galilea, wat alles daar gebeur het. Ons het lekker op daai bootjie gery. Dat was baie nice. Hier is waar the Sermon on the Mount was. By the way, daai is Anrush. Dit is die van julle wat op YouTube al vir Rooies raak gesien het. Dis sy seun daai. Hy was ons toerleier, baie interessante vir ons deurgelei. En soos jy oploop en sien jy 'n klomp van hierdie goeters wat die skrif uitlê wat Jesus daar gepreek het, wat ons van lees in Matteus 5 vers 3, wat hy sê, salig is die man wat arm is van gees, want hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die honger en die dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Salig is die barmhartiges,
want hulle sal barmhartigheid bewys word. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en julle vervolg en julle valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Een van die plekke waar ons was, is hierdie skildery. Ek wens ek kon hy skildery vir julle wys, is groot. Seker soos daai muur. Wie kan vir my sê, wat beeld daai skildery uit? Nee. The lady with the issue of blood. That's right. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het gesê het, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak. Dis 'n stunning prentjie daar. Ek wens ek kan die foto doen nie eintlik justice aan daai skildery nie. En as jy in daai plek instap, dis so 'n klein chapeltjie, as jy daar instap en hierdie skildery daar sien. It just speaks to you. En dit het ook rondom daar in Galilea se wêreld gebeur. Lukas 8:43, en 'n vrou wat 12 jaar lank in bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneeshere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word het, van agter af gekom, en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus, die wat by hom was, meester, die skare verdruk en verdring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie. Hoekom wou sy verborge gebly het? Want daar was 'n wet gewees in daai tyd, dat wanneer 'n vrou in daai tyd is, dat sy onrein is, en sy nie aan mense mag raak nie. Sy mag nie in die straat te gewees het nie. As hulle haar gekry het, kon sy doodgegooi geword het met klippe. Maar ten spyte van die feit dat sy die risiko gehad het, dat sy doodgegooi kan word met klippe, sou sy iets gedoen het wat sy glad nie mag doen nie, en dit is om Jesus te gaan aanraak het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend. Hoekom? Ek is nou uitgevind, hier kom nou probleme vir my. En val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk. Nou moet jy weet, daai klomp fariseërs sal nie baie happy gewees het met haar nie. Watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En sy kon miskien gedink het, nou gaan Jesus haar ook veroordeel. Maar wat sê Jesus? En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nog 'n plekkie waar ons was, Magdala. Jy lees van Magdala in die skrif ook, Matteus 15:39. En nadat hy die skare weggestuur het, het hy in die skei gegaan en in die gebied van Magdala gekom. So daar is 'n plek waar die woordjie Magdala actually in die skrif ook staan. Daai plek is vandag nog daar. Dan is daar 'n skrif wat sê dat Jesus by al die sinagoges geleer het by Galilea. En toe by Magdala het hulle wou 'n hotel bou. En in 2006 toe hulle hierdie hotel bou, toe doen hulle opgrawings en toe sê hulle, ons kan nie meer die hotel verder bou nie, want hier is ons ancient things wat hulle nou ontdek. So hulle moet nou eers die ouens kry om te kom kyk wat is dit en so aan. Maar dis die beste ding wat met hulle kon gebeur het, terwyl hulle gedink het, ag nee, nou hoe lank gaan hierdie hotelprojek van ons nou stil staan? Want toe kry hulle die sinagoge in Galilea. En daar is 'n namaaksel die regteen staan daar agter 'n glaskas van die kliptafel wat hulle die scrolls opgesit het, wat hulle gelees het in die sinagoge.
En hierdie is die een van die rarige minplekke wat jy sonder twyfel kan sê Jesus het gestaan daar by daai kliptafel, want hy het geleer in die sinagoges. Jesus het deur daai deur daar geloop. Hy was in hierdie plek gewees. So ons het die voorreg gehad om by 'n plek te wees waar Jesus gestap het. En daar's die regte ene wat in die glaskas is. En dis hoekom ek sê, die beste ding wat met daai hotel gebeur het, was daai uitgrawing. Want nou besoek duisende mense daardie plek. Ons was toe ook by 'n plekkie gewees wat hulle Shiloh noem. Nou hierdie is die plek waar die tempel gestaan het nie die tempel, die tabernakel gestaan het vir oor die 300 jaar. Wat is daai? Weet enigiemand wat dit is? Wat verteenwoordig daai? Dis die borsplaat. Thanks my brother. Dis die borsplaat wat die hoëpriester gedra het. En elke kleer het 'n stam voorgestel. Was mos met wat noem hulle dit, edelgesteentes gedoen gewees. So dit was maar 'n voorstelling van dit. Dan het hulle daar vir jou gewys, nadat Joshua die land ingeneem het, die 12 tribes waar elkeen sy grondgebied gekry het, dit was op daai gedeelte. Nou wat het als by Shiloh gebeur? Israel se godsdienstige hoofstad gedurende die tydperk van die rigters gewees. Die ark van die verbond in die tabernakel is in Shiloh gevestig. Dit was ongeveer 300 jaar wat die tabernakel daar gestaan het. Joshua se verdeling van die land het daar gebeur. Hanna se gebed. Ken julle Hanna se gebed? Was gebid het vir 'n kind. Hanna se gebed het ook vir haar kind, het sy daar in die tabernakel gedoen, toe Eli die priester by haar kom en sê, wat gaan aan met jou, waarvoor bid jy? En toe het sy haar seun Samuel gekry. So het sy haar seun Samuel mos gekry, die profeet Samuel. So ons het geloop op die plek waar daai tabernakel gestaan het. En ek het vir Marlies gesê, weet jy dat ons loop na hier waar Samuel geloop het? Samuel was daar. Samuel was daar groot gemaak deur die priester Eli. Onthou julle sy ma, ek dink hy was so 12 jaar oud, as ek reg onthou, die skrif reg het, toe moes hy verder groot geword het by Eli, en toe word hy die profeet, die groot profeet van Israel. Dis ook die plek waar God die eerste keer met Samuel gepraat het, en dit het geëindig toe die Filistyne die ark tydens die geveg afgeneem het. Nou daai gebied waar die tabernakel gestaan het, God se teenwoordigheid het eenmal 'n jaar, met die hoëpriester nog daarin gegaan, die offer gebring in die allerheiligste. So that was a place where heaven touched earth. Ek dink is 369 jaar sê die mense wat hy daar gestaan het. So that was a place where God's spirit manifested physically for many years. Op daai grond is daar 'n plek waar hulle die red heifers aanhou. Wie van julle weet van die red heifers? Wie weet nie van die red heifers nie? Wag nee, alright. Wie gaan nie julle hand opsteek nie, maak nie saak wat ek sê nie. Okay. Kom ons draai weer. Wie weet van die red heifers? Okay. Wie weet nie van die red heifers nie? Okay, daar is een of twee wat nie weet nie. Dan sal ek net maar vinnig inlig. In Levitikus is daar 'n voorskrif dat al die goed wat hulle in die tempel gebruik, moet gereinig word deur die as van 'n rooi koei. Okay. En dit mag, so vir hulle om die derde tempel te kan bou, moet hulle al hierdie instrumente wat hulle in die tabernakel gebruik en die priesters en alles daar moet die as van 'n red heifer moet gebruik word en gemeng word saam met water aangegoed om al hierdie goeders te heilig. Dit is 'n gebruik wat hulle gehad het. Nou hulle het 9 red heifers in die geskiedenis geoffer. En toe soek hulle nou hierdie 10de een, want onthou die Jode wil mos hulle tempel herbou. Daar's 'n hele tempel instituut in Israel wat al die goeders al in plek het en die priesters is al opgelei en al die goeders. En toe
kry hulle al vir duisende jare nog nie weer 'n red heifer gekry nie, want daar sekere voorwaardes. Hy mag nie 'n juk opgehad het nie, oor mag nie 'n gat in hê nie, en dan mag nie 'n ander kleur haar op die koei wees nie. En baie begin rooi en maar dan word hulle later swart. Hulle kon ergens red heifers kry, en toe kry hulle 5 red heifers in Texas, so 5 jaar terug. En hulle toe die red heifers van Texas af ingevlieg Israel toe. En hulle onder slot en grendel gehou daar, so, daar's kameras op en alarms, en jy kan nie naby hulle kom nie. En dit is toe nou by die plek, en toe ons daar kom, toe sien ons maar, dis die plek waar hulle die red heifers aan. En ek slip toe so weg van die groep af, en ek, nadat my vrou my gepush het, man, gaan try. En ek het toe myself ingewurm gekry, om die red heifers in my eie oë te gaan sien. So ek was die enigste ou daar wat hulle gaan sien het. Kon nie 'n baie goeie foto neem nie, want hulle daar agter weggekruip. En hier waar ek gestaan het, was jy gaan so in so 'n vertrek soos hierdie in, en dan is daar 'n glasmuur wat toe is. En agter die glasmuur is daai gedeelte wat jy dan die red heifers kan sien. So die priesters inspekteer hulle aan mekaar. Nou hulle klaar, daar was 5, hier's net 3 oor. Hulle 2 al geoffer. En daar's 2, ons weet nie regtig watter een die antwoord is nie. Die een sê hulle, hierdie ding is geoffer en klaar, lê die as, dis nou gedoen en hulle hou dit. Die ander sê nee, daai diere het nie meer gekwalifiseer nie, en toe het hulle gebruik as oefenlopies vir die priesters, om nou hierdie red heifers te geoffer het. Watter een van die 2 kante hy val, weet ek nie. Maar het was my baie interessant, en ek kan vir julle sê, ek het die red heifers met my eie oë gesien. Hulle is daar. Ok, uitstorting van die Heilige Gees. Nog iets wat ek toe nou besef het, terwyl ek daar was, en hierdie plekke gesien het vir myself, gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees. Wat is die algemene storie? Hulle was by mekaar gewees in die upper room, en die Heilige Gees is daar uitgestort op die 120, en toe is hulle so half na die tempel toe, en toe het al die ander mense gekyk en gesê, maar wat's fout met julle lyk dan dronk, julle ken die storie, nie? Dis die algemene ding. Ok, kom ons kyk gou daar. Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, onthou Pinkster was 'n fees wat die Jode al die jare gehou het. So die Jode het opgekom na die tempel toe vir die Pinksterfees. So die Pinksterfees nie eers begin met die uitstorting van die Heilige Gees nie. Dis die nuwe Pinksterfees wat toe begin het. So vir die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Nou goed, daar word gesê huis gevul. So kom ons gaan kyk ek gou, wat sê die Strongs, wat kan daai woord alles beteken in die Grieks? Die woordjie huis is oikos, en dit beteken of uncertain affinity, a dwelling, more or less extensive literally or figuratively, by implication a family, more or less related literally or figuratively, a home, a house, whole or a household, or a temple. Praat ons nie ook baie van die huis van die Here nie, as die kerkgebou nie. Okay. So dit kan ook tempel beteken. Nou dit is hoe die tempel in die ou dae gelyk het voor Herodes se tempel voor hy in 70 afgebreek was. Daar's die hierdie kant is die Olyfberg, waar ons staan, daar's die oostelike ingang. Nou oral hierso was die huis. Dit was verskillende plekke, daar was markte, die mense daar by mekaar gekom, daar was plekke wat mense kon gaan bid het, en allerlei dinge gedoen het. Ek glo, dis nou wat ek sê, wat ek glo, dat die Heilige Gees, hulle was hier by mekaar, en die Heilige Gees was hier gestort, want almal het by mekaar gekom vir die Pinksterfees, en waar het hulle gegaan? Hulle het na die Tempelmount toe gegaan vir die Pinksterfees. Ons lees verder. Toe is deur hulle tonge van gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het, en op elkeen van hulle gaan sit het, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. So, hulle was mos van oorals af gewees, en hulle het almal by mekaar, so van elke nasie was nou daar gewees. En daar het in Jerusalem, en toe hierdie geluid kom, met ander woorde, toe die Heilige Gees uitgestort word, toe dit
gebeur het, toe hierdie geluid gekom het. So hulle kon nie in die upper room gewees het, en toe beweeg hulle nou af nie. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgedrom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. Nou, ek wil nie vanoggend oor dit praat nie, maar ek wil hê die prentjie sien. Hulle is eendragtig by mekaar, die volgende oomblik kom die Heilige Gees op hulle, en van tonge soos vuur, want onthou Pinksterdag, daar denk ook wanneer die wet gegee was by Sinai, wat die Here ook met vuur geantwoord het, ook in vuur verskyn het. Met tonge van vuur sit op hierdie mense, en nou sê hulle, toe hierdie geluid kom, toe kyk die mense verwar aan, en sê, wat gaan hier aan? So kon nie op 'n ander plek gewees, moes gewees het waar hulle almal by mekaar was. Maar Petrus het opgestaan met die 11. Interessant, né? Ons dink altyd Petrus het gepreek. Hy het gepreek, ja. Maar hy het ook met die ander disciples. Onthou die Judas was klaar vervang gewees hier, en ons lees Judas vervang in Handelinge 1. En sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want hulle het nou gesê hulle moet vol soetwyn wees en allerlei goed, ek het dit nou nie hier opgesit nie. Want dit is nog maar die 3 uur in die môre, maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, in die laaste dae spreek God, so sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Nou goed, ek kan julle nommer 1 waarborg, nie almal wat daar was, het tot bekering gekom nie. Soos 3000 van hulle tot bekering gekom was, al seker 150.000 Jode daar. Die Tempelmount sal dit kan hanteer. Nou is daar nog 'n vraag. Waar het hulle gegaan om hulle self te laat doop? Die Jordaanrivier is nie naby Jerusalem nie. Ek het vir julle die antwoord. Hoekom? Want ek was daar, ek het iets gesien. Daai is wat hulle noem 'n mikvah. En daar waar die Western Wall is, waar almal so bid, is op teen die selfe muur af as hulle besig met hierdie uitgrawings. Daar is 'n mikvah. Nou, 'n mikvah was soos 'n doopbad, wat die Jode gebruik het om hulle self te reinig. Ek dink hulle het eenmal 'n maand of so iets gedoen, wat hulle self heeltemal onder die water moes gaan sit, dan moes hulle gaan sit en wag het, laat die son sak en hulle droog word, en dan sal hulle weer rein. En daar is nie net een van hulle nie, daar is hordes mikvahs reg langs die tempel. So my logika sê vir my, die uitstorting van die Heilige Gees het by die tempel gebeur. Die mense het gekyk wat gaan aan, hulle het die prediking ontvang, 3000 van hulle het besluit om tot bekering te kom, en Petrus sê, julle moet gedoop word. Raai wat? Daar is die mikvahs, ons kan gou vir 3000 van julle doop. Heeltemal prakties en heeltemal moontlik. Amazing goed wat jy sien as jy daar is. Dan maak die prentjie meer sin. Nou ja, hierdie ouetjie, sy naam is Henko Kreer. Hy was saam met ons op die toer gewees. Hy's 'n pastoor van Mpumalanga se wêreld. Hy is nogal redelik groot op YouTube. Ek en hy is besig om te gesels dat hy bietjie hier by ons kom bedien. So ek het 'n videoetjie van hom gekry wat hy by die Braambos gemaak het. Dat toe ons in Egipte was ons by die Mount Sinai, en daaronder is 'n plek wat hulle die Braambos het, hulle reken dis die Braambos waar Moses gestaan het. En ek kan nie sê of dit is of nie is nie, maar dit is interessant, selfs in die Arabeerse manier van sê, praat hulle van 'n braambos. Ek het nogal dit afgeneem, eintlik laat die ou dit weer sê. Soos in Afrikaans, dit is 'n braambos, hulle praat net Arabies daai. Nogal interessant. Maar in elk geval, hy het toe nou 'n fotootjie, 'n klein videoetjie daar gemaak het, gedog. Dis 'n goeie videoetjie, ek wil dit gou met julle deel. Henko hier so in Egipte. Ek staan hier voor die Braambos. Nou, wat geglo word, dit is die Braambos van
Moses, toe die Here met hom gepraat het, en daar was vuur in die braambos. Nou, ek wil dit eintlik vir jou vra, hoe aan die brand vir die Here is jy? Hoe aan die brand vir Jesus is jy? Gaan vertel jy vir mense daar buite van Jesus Christus. Gaan vertel jy vir siele daar buite, en hulle by die Here uitkom dat Jesus red. Ek wil vir jou sê, as die braambos in jou brand, deur die Heilige Gees, dan sal jy uitgaan en die evangelie verkondig net soos Jesus gesê het. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hom alles te onderhou wat ek julle beveel het. Henko hier so vir die braambos en die ander ding is, bly by die braambos, by die voete van Jesus. Amen. Lekker dag. Vanmôre afsluit. Is dit nie vir ons wonderlik wat die Here vir ons kom doen het nie? En jy weet, as die een ding wat ek kan sê, wat ek met Israel gesien het en ervaar het, is hoe die woord die waarheid is. Hoe die woord net oor en oor bevestig word. As jy daar is, dan sien jy, but this is true, and this is true, and this is true, and this is true. As hulle sê, hulle het opgegaan na Jerusalem toe, dan weet jy, dis op. As jy sê, as die Here sê, hy het op die Olyfberg gestaan, hy het oor Jerusalem gekyk, dan was jy daar, en sien jy, maar jy staan op die Olyfberg, en jy kyk oor Jerusalem. As jy wil sien hoe die plek afgebreek is, Jesus' profetiese woorde, dat 70 jaar later, nadat Jesus opgeneem is, die Romeine die hele stad verwoes het, dan sien jy die verwoesting van die stad waar al lê. En jy kan sien hoe God se woord die waarheid is. Vader, ek dank U vir U woord, dat U woord vir ons gegee het, Here. Dat die woord is die waarheid. En elke opgrawing en elke ding wat hulle doen, Here, bevestig net oor en oor en oor dat U woord die waarheid is. En ek dank U, Here, vir die groot werk wat U kom doen het aan die kruis vir ons, Here. Dankie dat U dit geen roof geag het om met God gelyk te wees in my. Toe het U Godheid neergelê in die vorm van 'n mens aangeneem, sodat U 'n perfekte lewe kon lei en aan 'n kruis kon gesterf het. En dat ons vandag die voorreg het om te sê, Here, dankie dat U ons gewas het in die bloed. U bloed, Here, wat U kom stort het vir ons op hierdie aarde. Hoe groot en hoe wonderlik is U. Ons loof U naam. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus.